Hallo almal en baie welkom by NGB artikel 12 waar ons kyk na die skepping van alle dinge, veral die engele. Hierdie is die eerste van 3 video's waarna ons na die artikel gaan kyk wat handel oor die skepping van die heelal. Ek hou vir ons die artikel voor. Ons glo dat die Vader, toe hy dit goed gedink het, deur sy woord, dit wil sê deur sy seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het. Hy het aan elke skepsel 'n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee om sy skepper te dien. Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien. En hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Sommige van die engele het uit die verhewendheid waarin God hulle geskep het in die ewige verderf geval, maar die ander het deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande gebly. Die duiwels en bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God is, sowel as van alles wat goed is. Soos moordenaars loer hulle op die kerk, ook op elke lidmaat, om dit met alle mag in die verderf te stort en om alles deur hulle bedrieërheid te verwoes. Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid veroordeel tot die ewige verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike pyniging. Daarom verfoei ons ook die dwaling van die Sadduseërs wat ontken dat daar geeste en engele is. Ook verwerp ons die dwaling van die Manigeërs wat sê dat die duiwels hulle oorsprong uit hulle self het en reeds van nature sleg is en nie sleg geword het nie. Dit is artikel 12 van die NGB. En ons gaan nou so stuk deur hierdie artikel begin werk om te sien wat dit vir ons beteken. In die eerste plek, ons glo dat God die Vader. Nou kom ons stop vir 'n oomblik. Ons het toe ons gepraat het oor die drie-eenheid, het ons gesê dat God die Vader gewoonlik geassosieer word met die skepping. Dit beteken nie dat die Seun en die Heilige Gees nie aktief is nie. Daar is samewerking. Ons hoor byvoorbeeld dat ons leer dat God die wêreld deur sy Seun geskape het en dat dit deur die krag van die Heilige Gees gedoen is. Maar die Vader word gewoonlik met die skepping geassosieer. En dan hoor ons wat ons nou net gesê het. Ons glo dat God die Vader deur sy woord, dit is deur sy Seun. En dit laat ons dadelik dink aan die woorde van Johannes 1, waarna ons al baie gereeld verwys het. In Johannes 1 staan daar, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Alles het deur hom tot stand gekom. Met ander woorde, ook die Seun was betrokke by die skepping. En dan dink ons aan die woorde van Kolossense 1 vers 15 tot 20. En ek dink dit sal goed wees om hierdie woorde saam te lees om presies te besef wat ons glo van die Seun. Kolossense 1 vanaf vers 15 lees, die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping. Want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon. Met ander woorde, die hele volheid van God in hom te laat woon. En om deur hom alles, ja, alles op aarde en in die hemel, met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Met ander woorde, Christus is ook die skepper. Alhoewel die skepping gewoonlik met die Vader geassosieer word, sê ons die Seun is die persoon waardeur die Vader alles geskep het. Kom ons gaan aan met die artikel. Wat geskape is die hemel, die aarde en alle skepsels uit niks. Nou, daar is 'n bekende Latynse woord hiervoor, ex nihilo. Dit beteken uit niks. Met ander woorde, daar was 'n tyd toe daar niks was nie. Nie tyd nie, nie ruimte nie, nie aarde nie, nie heelal nie, maar slegs drie-enige God. So, ons moet baie mooi verstaan, die wêreld
is nie 'n uitbreiding van God se wese nie. Die wêreld en God is nie dieselfde nie. God is verhewe bo die heelal. Ons praat daarvan en ons sê dat God transcendent en immanent is. Wanneer ons sê hy is transcendent, dan sê ons hy is verhewe bo die skepping. Maar wanneer ons sê hy is immanent, dan sê ons hy is tog betrokke in die skepping. Alhoewel hy verhewe is bo die skepping, kies hy om in die heelal op aarde en met mense te werk. En hier reeds in hierdie artikel sien ons dat ons dinge soos evolusie en die Big Bang of die oerknal se muur kan verwerp. Enige mens wat leer dat die wêreld self bestaan het, daar was een of ander groot ontploffing van niks en toe veroorsaak dit alles, moet verwerp word. En enige siening dat alles begin het met een organisme en uit hierdie een organisme het alles gekom, moet ook verwerp word. Want soos ons later in die artikel sal sien, God het elke dier volgens sy soort met eie karaktertrekke, met eie gestalte en verskillende take gemaak. God alleen is ewig. Gaan lees maar gerus Hebreërs 11 vers 3. So die heelal is nie ewig nie. Die heelal het nie deur een of ander ontploffing ontstaan nie. En ons kan nie praat van evolusie uit een organisme nie, want God het elke organisme reeds geskape en uniek geskape. En dan lees ons dat God al hierdie dinge gedoen het, toe hy dit goed gedink het. Met ander woorde, die skepping is 'n vrye daad van God. Baie mense het al gesê dat God hierdie heelal geskape het, omdat hy eensaam was. Hy was eensaam en hy het engele en mense en diere en 'n hele kosmos gesoek om nie meer eensaam te wees nie. Maar ons moet baie mooi besef, God drie-enig het niemand nodig nie. Hy is in homself genoegsaam en tog wou hy die skepping daar hê. Hy wou die heelal geskaap het. Dis 'n vrye daad. En dan lees ons dat hy alle skepsele geskep het. En aan elke skepsel het hy sy wese, sy gestalte, vorm en verskillende take gegee. Met ander woorde, elke ding wat hy geskep het, of dit nou 'n dier, of dit nou 'n plant is, of dit nou mens is, elke ding wat hy geskep het, het sy eie natuur. Wanneer ons sê dat hulle eie gestalte en vorm het, dan sê ons hulle het elkeen unieke eienskappe en 'n unieke plek in die skepping. En hulle verrig verskillende take. Met ander woorde, hulle het verskillende doele. Die doel van 'n boom is om suurstof te produseer, om vrugte te laat groei. En die feit dat elkeen met verskillende take geskape is 'n baie duidelike aanduiding dat niks per toeval gebeur nie. Nee, God gee aan elke ding wat bestaan 'n bepaalde roeping en alles loof en prys hom. Nie net die engele en die mens nie, die bome loof hom, die voëls in die lug volg hom, deur bloot hulle funksie uit te voer, loof en prys hulle die Skepper. En dan lees ons dat dit alles gedoen is sodat ons Skepper sal dien. Nou baie interessant, in die Westminster Groter Katekismus word daar gevra, wat is die hoofdoel van die mens? En daar word gesê, die hoofdoel van die mens is om God te verheerlik en om hom vir ewig te geniet. Ons kan dit ook anders stel in die woorde van Genesis 1 en 2 en sê, dit gaan daaroor dat die mens God se verteenwoordiger moet wees. Nou wat beteken dit dat die mens God se verteenwoordiger is? Dit beteken dat die mens soos 'n skaduwee van God moet wees. God is die lig en die mens is die skaduwee. So verheerlik hy die Here in alles wat hy doen. En nou kom ons by 'n deel wat eintlik meer ten volle in die volgende artikel verduidelik gaan word, wat gaan oor God se voorsienigheid, maar ons hoor hy onderhou en regeer alle dinge. Wanneer ons dink aan die woordjie onderhou, dan kan ons amper sê dat God soos 'n almagtige en ewige tuinier is. Hy sorg vir hierdie skepping. Hy het nie die heelal geskape en dit toe soos 'n horlosie opgewen en daar neergesit en nou kyk hy wat gebeur nie. Nee, hy sorg vir hierdie skepping. Hy sorg vir die voëls van die lug. Hy sorg vir die plante. Hy sorg vir die diere. Gaan lees maar gerus Psalm 104. En hy is die een wat asem gee aan alles. Ons lees in Handelinge 17 waar Paulus aan die woord is dat hy sê, in hom lewe ons,
beweeg ons en is ons. Elke tree wat ons gee, elke asem wat by ons mond uitkom, kom van die Here af. En hy doen dit alles deur sy ewige voorsienigheid en sy oneindigende krag. Met ander woorde, hy is in beheer oor die geskiedenis, hy is in beheer oor die natuur, hy is in beheer oor nasies, hy is in beheer oor regerings, hy is in beheer oor ons lewens. En ons baie gedeeltes in die skrif wat hiervan spreek. Ons kan maar dink aan Daniël 4, waar Nebukadneser homself verhoog het, en hy het hoogmoedig geword, toe hy kyk na alles wat syne is, en toe het die Here hom verneder, en toe het hy erken, God is 'n God, sy koninkryk is 'n ewigdurende koninkryk, en die Here kan in die hemel en op die aarde, met nasies, met die geskiedenis, met die natuur, hy kan doen net wat hy goed dink. En die Here doen dit alles ook deur sy oneindige krag. Met ander woorde, God is in staat om te beskik wat dat gebeur, wat hy wil hê, moet gebeur. So met ander woorde, en dan gaan ons nou binnekort oor na die skepping van die engele, maar daarvoor gaan ons kyk na 'n aparte video. Maar dan lees ons ook in die artikel, voordat ons nou oorgaan na die engele, sodat hulle die mens dien, met die doel dat die mens sy God dien. Met ander woorde, die skepping dien die mens, maar die doel daarmee is dat die mens op die ou einde God sal dien. En hier kom ons by 'n baie praktiese implikasie. Ons is rentmeesters. Alles wat ons het, kom van die Here af. Ons finansies, ons vrou, ons kinders, en ons is veronderstel om goeie rentmeesters te wees, om met dit wat die Here vir ons te gee het, om daarmee te woeker, en die goeie daarmee te doen. Dit is ons verantwoordelikheid, en dit is wat dit beteken om God reg te verteenwoordig. En daarmee saam kan ons sê, ons moet omgee vir die skepping, ons moet nie rommel strooi nie, ons moet omgee oor die besoedeling van die skepping. Dit bring ons dan eers by die einde van ons eerste video oor die skepping van alle dinge, veral die engele. Ek sien julle in die volgende video.